Goeiedag, baie welkom by Woordspieël. Soos wat ons vandag weer in die woord inkyk, onsself in Christus die spieël raak sien, toelaat dat die Heilige Gees ons transformeer, moedig ek jou aan om Handelinge hoofstuk 16 self te gaan lees, die hele hoofstuk. Ek lees vir jou vers 35 tot 40. My tema is, gebruik wat tot jou beskikking is. Ek lees vir jou. Toe dit dag word, het die stadsowerhede polisie gestuur met die boodskap. Laat daardie mense vry. Die tronkbewaarder het toe die boodskap aan Paulus oorgedra en gesê, die landdroste het laat weet dat julle losgelaat moet word. Julle kan dan nou vertrek. Gaan in vrede. Maar Paulus het geantwoord, ons is sonder dat ons skuldig bevind is in die openbaar geslaan en in die tronk gestop, en dit terwyl ons Romeinse burgers is. En nou wil hulle ons sommer so stilletjies ontslaan. Volstrek nie. Laat hulle onsself kom uitlei. Die polisie het hierdie boodskap vir die stadsowerhede vertel en hulle het groot geskrik toe hulle hoor Paulus en Silas is Romeinse burgers. Hulle het hulle om verskoning gevra, hulle uit die tronk gelei en hulle gevra om die stad te verlaat. Paulus en Silas is toe eers terug na Lydia se huis en hulle het die gelowiges gesien, hulle bemoedig en daarna het hulle vertrek. En Paulus en Silas word gevang, hulle word geslaan, hulle word in die tronk gegooi as gevolg van hulle getuienis van Jesus Christus in die stad van Filippi. Daardie aand verlos God hulle bonatuurlik, hulle lei die tronkbewaarder en sy gesin tot die Here en hulle doop hulle. Die volgende oggend laat weer die regering dat van die stad wat nou die vorige dag vir Paulus hulle gevang het en laat slaan het en in die tronk gegooi het, dat die tronkbewaarder hulle nou maar kan laat gaan. Maar Paulus besluit om sy Romeinse burgerskap te gebruik om die evangelie verder te bevorder. In plaas daarvan om ster tussen die bene net weg te kom, maak dat hulle wegkom, gebruik Paulus sy burgerskap om eers die gemeente verder te versterk en dan op sy terme, sodra hy dit gedoen het, te vertrek en verder te gaan. Nou is die vraag, wat het ek en jy, wat het ons tot ons beskikking, wat ek kan aanwend tot uitbreiding van God se koninkryk? Nie my regte en om op my regte te staan vir my voordeel nie, maar vir God se koninkryk en uitbreiding daarvan. Dit hoef nie iets geesteliks te wees nie, dit kan iets soos hier wees waar Paulus sy Romeinse burgerskap gebruik het. Dit kan iets soos geld wees, dit kan posisie wees, dit kan invloed wees, dit kan talente wees, of iemand wat jy ken, koneksies, wat ons kan gebruik nie weer eens vir ons voordeel nie, maar vir die uitbreiding van God se koninkryk. Ons moenie bang wees om dit wat ons tot ons beskikking het, aan te wend tot uitbreiding van God se koninkryk nie. Kom ons doen dit, eerder as om onsself te wil bevoordeel daardeur. Kom ons bid saam. Here, wys my in situasies wat ek in beland en waarin ek kom, wat ek dalk kan gebruik om die uitbreiding van u koninkryk te bevorder. Wat van dit wat u in my hand gegee het, wat van dit wat ek in my lewe het en in my hande het, kan ek gebruik tot uitbreiding van u koninkryk. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Kyk wat jy vandag kan gebruik en hoe jy kan gebruik wat jy het in jou hande tot uitbreiding van God se koninkryk. Tot volgende keer.